So, jy is welkom om weer deel te neem aan ons gesprekke uit die boek Rit. Vandag is ons by ons laaste ene, wat hoofsaaklik konsentreer op hoofstuk 3 en 4, maar wat eintlik die hele boek in aanmerking neem. Ek wil voor ek by weer uitkom by die boodskap oor Rit, net 'n bietjie 'n draai maak deur te sê, alle geloofsgemeenskappe, Christelike geloofsgemeenskappe, het maar hulle eie storie, hulle eie name, hulle eie tradisie, hulle eie gewoontes en hulle eie klein geloofies onder hulle groot geloof. Maar een ding wat ons almal in gemeen het, is dat ons almal glo en bely deur te sê, Jesus is die Here. Dit is die een belydenis waarby ons staan en waarby ons val. Maar om te sê Jesus is Here is een ding en om dit te gaan doen is 'n ander ding. Dit weet ons ook uit baie seer en duur ervarings. Want sommer vroeg al in die tyd van Jesus was daar hierdie versoekinge. En dit is hoekom Jesus ons seker geleer het om te bid. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want die bose wil ons heeltyd wegtrek van Jesus alleen is die Here. Net Jesus is die Here. Of Jesus is volledig die Here. Want sommer vroeg is Jakobus en Johannes se mamma besig om te sê, maar sy wil daarom graag hê haar kinders, haar 2 seuns moet daarom ook 'n bietjie Here wees. Miskien adjunk Here of visie Here, of ten minste moet hulle die naaste aan die Here sit. En dan begin die disippels met mekaar beklei oor wie is die belangrikste, sê die evangelies. En dan roep die Here Jesus hulle op sy manier. En die kerk het ons nou maar 'n geskiedenis van dit ook, né? Selfs in 1 Korintiërs 3 lees ons, dit is nie opgehou by die disippels nie. Selfs in Paulus se tyd was dit, ek is vir Sefas, en ek is vir die, en ek is vir daai, en dan sal Paulus op sy manier sê, wel, daai mense is eintlik almal nie so belangrik nie, dit is God wat laat groei, en dis eintlik al waaroor dit gaan. Die ander ding is natuurlik geld, nee, oor as ons dink aan Judas wat gedink het, okay, Jesus is die Here, maar Jesus is ook God property, ek kan hom dalk verkoop vir 30 silwerstukke. En Ananias en Safira in die boek Handelinge is ons nou 'n mooi voorbeeld van mense wat gesê het, ons gee alles vir die Here, en dan gee hulle nie alles vir die Here nie. En ons hoef nou nie ver te gaan kyk in ons tyd oor hoe dit met kerk en geld gaan, en hoe dit gaan in sekere geloofsgemeenskappe en pastore en dominees wat hulle self verryk ten koste van, dis maar 'n storie, die ou ding met geld. En dan die kultuurgewoontes wat mense het, wat hulle eintlik verhef bo Jesus. Selfs Paulus sukkel om Jesus radikaal te volg as Here, en vrouens volledig te erken as geskape na die beeld van God, en net so waardevol in God se koninkryk en in sy kerk, want hy die vrouens eenvoudig stil maak en sê, hulle mag nie praat in die gemeente nie. En dan is daar natuurlik ook die kleinlike politiek wat ons partykeer bedryf, wat in ons eie kerkgeskiedenis ook maar is. Petrus wat vir Jesus sê, u sal nie sterwe nie, want as u sterf is my politieke droom daarmee heen. So wat eintlik vir Jesus sê, jy is eintlik maar hier te wille van my politieke droom, en ek is hier te wille van jou nie. Want dit is wat gebeur as ons begin politiek bedryf. En dan is daar die verdelende dogmas, jy weet, wat Paulus en Petrus ook maar gesukkel het al vroeg met besnydenis of nie, en ons beklei weer oor klein en groot doop, hopelik nie meer nie, maar deel van ons geskiedenis, beklei dalk weer oor ander dinge op die oomblik. Is maar altyd hierdie ding van die dogma wat groter is as die Here. Die vraag is, hoe kan ons, behalwe om te bid, bewaar ons van die bose? Laat ons nie in versoeking kom nie, want dit is wat ons elke dag moet bid, is ons opstaan, seker, saam met die res van die Onse Vader. Hoe kan ons die kerk beskerm, die geloofsgemeenskap beskerm, dat Jesus nie meer die Here is nie, of subtiel nie meer heeltemal die Here is nie, of nie meer alleen die Here is nie? Hoe kan ons die kerk beskerm? En ons as 'n geloofsgemeenskap in Wellington Moedergemeente het vir onsself gesê, dat ons sal moet gaan seker maak, wat glo ons? Wat is ons waardes? Ons ononderhandelbare waardes, want ons glo as ons elke keer hierdie waardes by al ons vergaderings uithaal en op die tafel sit, dat ons gesprekke kan beskerm, wanneer ons die gemeente wil stuur, hopelik in 'n rigting waar Jesus alleen heeltemal volledig die Here is.
En die eerste ding wat ons mekaar gesê het is, ons glo in God. En in die boek Rut, het ons dit ook al klaar raak gelees. Want Elimelek en Naomi en hulle twee seuns sit een aand en moet ek om 'n tafel. En moet besluit, maar wat gaan ons nou doen? En dan moet hulle besluit neem, ons gaan God vertrou. Ons gaan die pad vat na 'n ander land toe en ons gaan God vertrou. En dis eintlik maar die storie van al God se stories. Soos elke regisseur en fliekmaker maar sy styl het. Ek dink, as ek nou vir jou vra, hoe weet jy of 'n fliek 'n Leon Schuster fliek is, dan sal jy dit weet, want iewers gaan iemand met 'n koek geslaan word, of iewers gaan Rasbanji opdaag op sy 3-wiel voertuigie met sy vreemde aksent, en iewers gaan 'n spietkop dit heeltemal verloor. As jy vir Katinka Hein se fliek kyk, gaan jy iewers 'n kind sien wat in 'n stofstraat redelik armoedig met 'n buiteband speel of met 'n draadkar, en die naam van die fliek gaan iets wees soos Papa Lap of so iets. God se flieks het almal mense in wat een of ander stadium uitgedaag word deur die lewe, deur omstandighede, waar hulle moet kies, gaan hulle God op sy woord neem en gaan hulle doen wat hy sê. Soos Abraham wat uit sy land uit moet trek na 'n vreemde land toe. Soos Jakob wat uit sy gebied moet uitgaan na 'n vreemde plek toe. Soos Josef wat moet uitgaan uit sy land na 'n vreemde plek met die naam van Egipte. En so moet Rut en so moet Naomi en Elimelek en hulle twee seuns ook na die vreemde land toe gaan. En uiteindelik moet Naomi en Rut weer besluit maar hulle gaan terug of nie. Dit is die verhaal van geloofsreise. En dit is natuurlik die verhaal van ons almal, van ons geboorte tot ons dood. Van ons wieg tot by ons graf, is dit ook die verhaal van ons lewe. So die lewe is so 'n geloofstorie, van geboorte tot by die graf. En Naomi en Elimelek moet op 'n stadium die besluit neem, jy weet, gaan hulle God vertrou dat daar in Moab vir hulle brood gaan wees. Ons sing in die kerk mos hierdie mooie lied wat sê, bokant ons begrip verstand hou hy al wat is in stand. Dis die belydenis van 'n geloofsgemeenskap. Ons is op reis saam met God en ons vertrou God. Iewers gaan die storie sin maak. Ons tweede waarde is die waarde van gehoorsaamheid, want ons weet God het geen behoefte om robotmatige disippels te hê, wat keuseloos en sonder vryheid hom volg nie. God het ons juis ook vry gemaak, sodat ons 'n keuses kan maak oor hoe ons wil deelneem aan hierdie geloofsverhale. Daarom moet Abraham besluit, ja, ek gaan. Daarom moet Naomi en Elimelek besluit, ja, ons gaan Moab toe. En daarom moet Rut uiteindelik ook besluit, ek gaan saam met my skoonma terug. Die verhaal van Rut is die verhaal van gehoorsaamheid. En wat vir ons wys, gehoorsaamheid skryf mooi stories. Dit staan na die boek van Rut, van Rigters, waarin ons lelike stories lees. En in die boek van Rigters word afgesluit met hierdie een vers wat sê, dat in daardie tyd was daar nie 'n koning nie, en die mense het my elkeen gedoen wat reg is in sy eie oë. En ons weet dat later het die koning ook eintlik veel gehelp nie, want die konings was baie keer die mees ongehoorsame mense. En daarom het die profete gekom, om maar namens God met die mense te kom praat oor gehoorsaamheid. Die boek Rigters is 'n lelike boek, daar lees ons verhale van ongehoorsaamheid, soos 'n vrou wat 'n man doodmaak deur 'n tentpen deur sy kop te slaan. Ons lees van vrouens wat verkragt word, van vrouens wat gesteel word. Ons lees van 'n man wat sy vrou in stukke opkap. Ons lees van mense wat mekaar doodmaak, 10.000 op 'n slag. Onder andere lees ons ook dat die Israeliete die Moabiete gaan doodmaak het en gaan probeer uitroei het. En dan staan skielik teenoor dit hierdie verhaal van Rut, wat kies om saam met haar skoonma Naomi terug te gaan Bethlehem toe. En sy kies nie net om gehoorsaam te wees in beginsel nie, maar sy kies om einduit, volledig, volhardend, tot in die kleinste detail gehoorsaam te wees. Sy gaan nie net saam met haar skoonma Bethlehem toe, daar gaan sit sy nie. Sy gaan saam met haar skoonma Bethlehem toe, en daar gaan samel sy vir haar skoonma kos in.
en sy versorg haar skoonma. Dis 'n mooi storie van gehoorsaamheid, wat bevestig wat ons groot teoloog Dietrich Bonhoeffer vir ons geleer het, aan die begin van die jaar al, dat geloof en gehoorsaamheid is die twee kante van dieselfde muntstuk. Die een kan nie sonder die ander nie. En dit is ons tweede waarde, saam met geloof. Geloof en gehoorsaamheid. Dit is ook nie toevallig dat geloof nommer 1 is en gehoorsaamheid nommer 2 nie. Daar is sin in die volgorde van die waardes wat ons het en wat ons hier in Rut terugkry. 'n derde waarde is die waarde van groei. Ons glo dat op hierdie reis waar ons gelowig gehoorsaam besig is, ons sal groei. Soos Naomi. Want ons kry Naomi in die begin van haar reis baie opstandig, wat ons kan verstaan. Sy is eintlik kwaad. Sy sê vir haar skoondogters, God het teen my gedraai en hy het 'n ramp en ellende oor my gebring. En ons sien haar loop, my kollega Letty het tussen die Sondag oor verlies gepreek, het so mooi gesê, you may cry while you walk and you may walk while you cry. En dis okay. En dis waar ons van Naomi kry. Maar al wat jy nie moet doen, is moet nie ophou loop nie. Huil maar moet net nie ophou loop nie. Want iewers gaan hierdie storie 'n draai maak. En dis waar ons uiteindelik van Naomi kry in hoofstuk 4, waar ek nou maar vir my verbeelding gebruik, en ek sien haar in 'n moderne hospitaal sit op 'n mooi stoel, buitekant 'n kraamsaal, aan die binnekant hoor sy al die geluide, wat nou maar gepaard gaan met die geboorte van 'n kind, en dan kom daar 'n vroedvrou, of 'n verpleegster, of 'n dokter uit, met 'n baba in die arm, en sit hom in Naomi se skoot neer, en sê, daar's 'n klein seun vir jou gebore. En in my verbeelding, sien ek God vir haar knipoog en glimlag en van sê, nou Naomi, wat sê jy nou? En ek sien Naomi huil weer trane, maar ander trane, want daar is 'n glimlag op haar gesig. En dit is asof sy sê, Here, nou verstaan ek, vergewe my. Dis wat ek by Job ook gehoor het, Job gesê het, ek het dinge gepraat wat ek verstaan het nie. Maar nou het ek jouself ontmoet, en nou sien ek, daar is sin in die storie, wat ek nie verstaan het aan die begin nie. Die vierde waarde wat ons kry by Naomi is, dat ons oortuig is dat haar storie is, soos ons storie, 'n volledige getuienis vir alle tye. Ons glo dat die storie van Wellington Moedergemeente, die storie van ons geloofsgemeenskap, die storie van elkeen van ons wat deel van die gemeente is 'n storie vir alle tye, wat 'n getuienis uitstuur na buite, waar ons ook al is, waarmee ons ook al besig is, en wat ons ook al doen. Rut se optel van die koring in die lande by Boas is 'n getuienis. Naomi se mooi gesindheid teenoor haar skoondogters is 'n getuienis. Alles is deel van die groter getuienis. Deesdae, as ek by begrafnisse kom, of daaroor dink, dan dink ek altyd, die teks vir die begrafnis is eintlik die lewe van die mens wat dood is. Ek het toevallig môre, of soos die Here wil, môre 'n begrafnis in Agterparel, waar ek 'n ou vriend gaan begrawe met die naam van Sakkie Botha. Hy is 71 jaar oud gewees, en hy is skielik dood. My teks môre is Sakkie Botha, hoofstuk 1, verse 1 tot 71. Sakkie is nou besig met hoofstuk 2, waarvan ek niks weet nie. Ek weet, vir my wag ek ook hoofstuk 2. Ek is nou besig met my hoofstuk 1. Ek trek nou by vers 65 op pad na vers 66 toe. Dit is die waarde van ons lewens, dat dit 'n getuienis is van hoe ons en God saam gereis het. En die storie word voortgesit in ons nageslagte. En daar's steeds 'n plot wat deur God geskryf is, en die storie maak steeds sin. Soos byvoorbeeld by Rut se storie sluit af met, en hier is nou die geslagsregister van Peres. Peres was die vader van Gesron, Gesron van Ram, Ram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isai, en Isai was die vader van Dawid. En dan weet jy mos, die storie gaan aan na Jesus toe. En hier sit ek en Niedel vandag in Johan Steyn se pragtige velde hier buitekant Wellington. Die storie gaan aan. Dit is die getuienis. Dit is die getuienis oor God wat besig is om 'n groot storie te skryf met die geskiedenis. Uiteindelik glo ons ook, en dit is ons vyfde waarde, dat ons gestuur is deur God.
om hier spesifiek te wees waar ons nou is. Soos wat Rut sal sê, jy weet, ek weet hoe dit gewerk het, maar ek het net geweet ek moet daar wees. En die storie van Rut is eintlik ongelooflik, dat God in Moab 'n heidense vrou gaan haal, en die man wat hy vir haar gee, wat die Israelites gaan dood, en dan moet sy kom en vir Boas op 'n land ontmoet, waar sy vir haar skoonmaak koring bymekaar maak, sodat Obed gebore kan word, sodat Dawid gebore kan word, sodat Jesus gebore kan word, en sodat ek vandag kan glo, en kan sê, Jesus is die Here. So ons glo ons lewens word deur God gestuur. Ons neem deel aan 'n storie wat 'n baie groter plot het as wat ons self kon uitgedink het. En ons laaste waarde is dat ons glo dat ons soos God gasvry moet wees, soos God in Christus gasvry was. Want wanneer ek lees van Boas in die verhaal van Rut, dan wonder ek by myself, aard Boas nou na Jesus of aard Jesus nou na Boas? Want eintlik is dit Jesus in die Ou Testament wat met Rut praat en vir Rut sê, jy kan maar van die beste koring vat in die vakke, en ek gaan vir hierdie mense sê, hulle moet nie met jou sukkel en jou molesteer en jou seermaak nie, hierdie manne wat in die velde werk nie, en ek gaan vir hulle sê, hulle moet maar as priskoring laat val vir jou. En waar ons in Rigters lees dat Israel vir Moab wil doodmaak, lees ons dat Boas, die Israeliet, vir die Moabitiese vrou wil laat lewe. En ek wil nou eintlik gou oor hierdie storie van God, want Israel wil vir Moab doodmaak, maar dan vat God 'n Moabitiese vrou om die voormoeder te word van Jesus Christus, ons verlosser en Here. So, mag 'n mens die woord amazing gebruik? Mens mag seker. Dit is amazing. Dat Boas soos Jesus hom dan ontferm oor Rut, soos Jesus hom ontferm het oor die vroue en die kinders en die tollenaars en die vissers en die untouchables, die melaatses van sy tyd. So wat uiteindelik ons in die boek Rut lees, is dat ons genooi word om deel te word van hierdie storie. En ek hoor hoe Rut vir ons uitnooi. Kom ons skryf 'n mooi storie. Kom word deel van 'n mooiste storie. Sy nooi die gemeentes van Wellington uit, die mense van Wellington, vir my en vir jou. Kom ons skryf saam met God aan hierdie mooiste storie. En die penne wat ons kan gebruik is die 6 penne. Die pen van geloof, die pen van gehoorsaamheid, die pen van groei, die pen van getuig, die pen van gestuur wees en die pen van gasvry. Jy is genooi. Jy mag besluit. Here, ek kom bid saam met die gemeentes van Wellington, saam met die kerk oor die wêreld, saam met my vriend Neil hier in Johanstein se lande. Kom bid ons net. Here, maak ons deel van 'n mooi storie. Geef vir ons die 6 penne waarmee ons moet skrywe. En help ons om soos Rut gehoorsaam, end uit en voluit deel van die storie te wees wat U wil skryf. Hier is ons Heer. Skryf met ons U storie. Mooi bly tot 'n volgende keer. Ons gesels weer.